Welkom by Môre Ondersoekte, die reeks waar ons tendense, tegnologie en keerpunte wat die toekoms vorm in 5 minute per week ondersoek. Ek is Rian van Vieren en in hierdie episode vra ons 'n gewagte vraag. Wat van as Suid-Afrika se eie halfgeleier vervaardigingsaanleg, 'n fabrieksgietery, in Engels bekend as 'n foundry, van die grond af opbou? Dit klink dalk soos 'n fantasie. 'n Fabrieksgietery word immers geassosieer met tegnologie supermoondhede, die VSA, China, Taiwan, Suid-Korea. Maar in vandag se hypergekoppelde, risikobelaaide wêreld, is hierdie manskoot dalk nie net moontlik nie, maar miskien noodsaaklik. Kom ons ontleed hoekom. Eerstens, wat is 'n fabrieksgietery? Eenvoudig gestel, dit is waar halfgeleiers, die klein skyfies wat alles van slimfone tot satelliete aandryf, vervaardig word. Dis nie net die komponente nie, dis 'n senuweestelsels van die moderne wêreld. Sonder skyfies vries ekonomieë, wankel verdedigingsstelsels en stagneer innovasie. Suid-Afrika, soos die meeste ontwikkelende lande, voer tans al sy halfgeleiers in. Daardie afhanklikheid is riskant. Wêreldwye tekorte aan skyfies, geopolitiese spanning en stygende pryse het ons reeds gewys hoe broos die voorsieningsketting kan wees. Stel jou nou 'n ander toekoms voor, een waar Suid-Afrika nie net die verbruiker van tegnologie is nie, maar ook 'n produsent. Een waar skyfies ontwerp, vervaardig en selfs van Afrika bodem uitgevoer word. Dit gaan nie daaroor om in te haal nie, dit gaan oor oorsprong. Kom ons praat oor hoekom. Eerstens, soewereiniteit. 'n Fabrieksgietery sal Suid-Afrika groter beheer oor sy digitale infrastruktuur gee. Dink aan openbare gesondheid, energie, onderwys, verdediging, alles toenemend afhanklik van sagteware en slimtoestelle. Sonder plaaslike vervaardigingskapasiteit bly hierdie kritiese stelsels kwesbaar vir eksterne skokke. Tweedens, ekonomiese transformasie. 'n Fabrieksgietery is nie net 'n fabriek nie, dis 'n magneet vir innovasie. Dit lok ingenieurs, datawetenskaplikes, materiaalkenners. Dit vier ekosisteme in verpakking, toetsing, sagteware, logistiek en KI. Duisende hoogsbetaalde, toekomsgerigte werksgeleenthede kan ontstaan. Suid-Afrika het reeds sterk universiteite, 'n jong tegnologievaardige bevolking en 'n industriële basis. Die sprong na gevorderde vervaardiging sou 'n uitdaging wees, maar dis nie 'n onmoontlikheid nie. Derdens, kontinentale impak. Afrika as geheel is op die punt van massiewe digitale uitbreiding, met 'n stygende vraag na toestelle, konnektiwiteit en energiestelsels. 'n Suid-Afrikaanse fabriek kan nie net een land bedien nie, maar die hele kontinent, en 'n streeksentrum in globale voorsieningsketting word. En dit beteken nie om die volgende Taiwan te bou nie. Dit beteken om 'n klein, slim en strategies te begin. Suid-Afrika kan fokus op volwasse skyfie-nodusse, soos die 65 tot 90 nanometer, ideaal vir industriële motor- en energiegebruike. Hierdie benodig minder kapitaal as moderne fabrieke en kan steeds massiewe waarde lewer. Of begin met monterings, toets en verpakkingsfasiliteite wat makliker is om te vestig en steeds krities is in die halfgeleier ekosisteem. Maar kom ons wees eerlik, die risiko's is werklik. Fabrieke benodig stabiele krag, skoon water, wêreldklas talent en miljarde in belegging. Korrupsie, beleidsteenstrydighede en infrastruktuurtekorte kan die droom ontspoor. Maar dis hier waar stelselsdenke saak maak. Jy bou nie 'n fabriek in isolasie nie, jy bou 'n stelsel daaromheen, met universiteite wat skyfie-ontwerp opgelei is, publieke-private vennootskappe wat befondsing verseker, en strategiese alliansies wat tegnologieoordrag moontlik maak. Jy koppel dit aan onderwys, energie en nywerheidsbeleid. En hierdie is die goeie nuus, die wêreld wil dit hê. Met die globale skyfie-wedloop in volle swang, soek ontwikkelende lande na diversifikasie van vervaardiging. Suid-Afrika kan saamwerk met lande soos Indië, Vietnam en die Verenigde Arabiese Emirate en gebruik maak van globale fondse wat ontwerp is om skyfie-produksie te desentraliseer. 'n Fabrieksgietery in Suid-Afrika gaan nie net oor skyfies nie, dit gaan oor verandering van die narratief.
Van hulpbronontginning tot kennisskepping, van invoerafhanklikheid tot digitale soewereiniteit, van omstander tot mede-argitek in die 4de industriële revolusie. Die wegneem idee. Dis 'n maanskoot, ja, maar onthou, maanskote gaan nie oor sekerheid nie, dit gaan oor moed. En op 'n kontinent vol onbenutte potensiaal, is daar miskien geen beter grond vir silikon as hier nie. Dankie dat jy by my aangesluit het op Môre onder die soeklig. As hierdie idee iets in jou geprikkel het, of dit nou opgewondenheid, skeptisisme of nuuskierigheid is, deel dit. Dit is die gesprekke wat môre vorm. Tot volgende keer.